Jy's ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is, Yeshua Mashiach. Baie welkom by nog 'n series van my en my vrou se program Groei Saam. Hallo julle, welkom by nog 'n episode. Ek hoop julle gaan dit ook geniet saam met ons. Vriende, kom ons begin net deur ons oë te sluit. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Yahweh, Here ons God. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om onder u leiding te kan staan, om u naam te kan aanroep, Here, en om u te kan aanbid nie. Here, dankie vir daardie genade wat u vir ons gegee het. O heilige Skepper, ek dankie dat u saam met ons deur die week was, Vader, en ek vra, Vader, dit wat ons nou weer gaan bespreek, Here, laat dit regtig sal byval vind by ons, laat dit sal groei in ons harte. En ja, Here, laat ons daardeur u beter kan leer ken. Here, ons bid vir wysheid wat net van u af kan kom, Here, om u beter te kan leer ken. Vader, seën nou die woord en ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Chris is in die hospitaal en vandag gaan ek vir hom gaan kuier. Sy vrou het my daarom laat weet waar hy is. En ek het wel gesê ek wil net vir hom snacks vat en ek het goed om met hom te bespreek. So, vandag is ek op pad hospitaal toe. En ek is net betyds vir besoekure. Hallo Chris, dit is so lekker om jou te sien. Ek het gehoor jy het 'n knieoperasie gehad en ek het vir jou 'n paar snacks gebring. Ek het vir jou vrou gevra of dit oukei is dat ek vir jou kan besoek en sy was baie gaaf. Sy het gesê is reg. Hoe voel jy? Hoi Eldien. Ja, soos 'n mens maar kan voel na 'n operasie. Sy met lyk seer, hoor. Ja nee, dit is maar nog gevoelig, maar gelukkig hou hulle my nog onder verdowing. Shame, ek is regtig jammer om dit te hoor, maar ek hoop jy gaan gou-gou herstel. Eldien, hoekom dink ek jy het nie net hier toe gekom vir my snacks te bring nie? Hoe het jy die snacks gesien? Ja, wil jy ook van die snacks hê? Natuurlik. Was jy het nie net vir my gebring nie? Okay, jammer, ek het bybedoelings gehad. En ek dink amper jy het nog ander bybedoelings. Ek is regtig nie net hier om vir jou snacks te bring nie, maar behalwe om vir jou te sê ons mis jou verskriklik by die werk. Dis goed. So, wanneer kom jy weer terug? Wanneer ek lus is. Ek het vir jou vrou gehoor, jy is afgeboek vir 6 weke. Sjoe, dis Jy dan moet nie alles glo wat my vrou sê. jok sy dan. Nee, sy jokkie, sy vertrou net die waarheid. In elk geval. Maar sy het gesê jy gaan nog 'n dag of so in die hospitaal wees en dan toe dink ek sê jy beter om jou hier te kom sien by die hospitaal. So ja, ek weet jy's eintlik siek, maar ek Nee, Eldien kan ek net korrigeer so. Ek is nie siek nie. Ek het 'n operasie gehad. Okay, het As 'n mens siek is, hoes jy. Ek hoes nie. Is jy seker? Okay. Maar in elk geval, terwyl jy nou 'n operasie gehad het en alles nie, onthou ek dat jy al vir my van tevore gesê het dat God nie met vakansie gaan nie. God vat nie vakansie nie. God vat die tyd af om ons te los in ons eie genade oor hê. En toe dink ek, of sal ek eerder sê, toe mol hierdie gedagte in my kop en toe het ek nou weer 'n paar vrae oor dit. So as jy nie omgee dat ek hier is in jou tyd wat jy in die hospitaal is nie, sal jy my asseblief kan help met my vrae? Eldien, ja, jy is heeltemal reg. God vat nie vakansie nie, God vat nie siek verlof nie, want God raak in elk geval ook nie siek nie. God vat nooit af nie. Stel jouself voor net, as God 'n sekonde moet afvat, dan is daar nie suurstof nie. Dan gaan die aarde en alles gaan stil staan. Dink nie daaraan. Die see gaan seker ook eers met golwe maak nie. Alles gaan net soos in doodstil staan. Amper soos 'n movie, wat jy mense moet so loop en dan vries hulle ewe skielik. Ja. Dink nie daaraan, as God moet afvat. Weet jy, ek sidder om te dink aan daardie dag, of aan daardie moontlikheid. Maar ja, gelukkig, weet ons dat God nie afvat nie. Maar sê nou maar nê, dat
in ons leeftyd gebeur daar wel iets, soos wat ons dink God het ons nou heeltemal verlaat. Dink jy dis moontlik? Aldien, weet jy wat nie, daar is eintlik 'n dubbelsinnige vraag. Jy weet natuurlik daar's 'n wegraping wat kom. Wegraping. Wegraping, maar ek sê jy bietjie nou verder verduidelik. Maar weet jy, God verlaat ons nooit. Is ons mense verlaat eerder vir God. As jy aangaan met jou daaglikse dingetjies en jy het nie tyd vir hom nie, dan het jy hom ons nou verlaat. Jy lees nie meer jou Bybel nie, jy bid nie, jy gaan nie kerk toe nie, jy doen net met niks vir die Here nie. Dan het jy hom ons verlaat. Nie hy vir jou nie. Jy sien, dit is waar so baie mense die pot mis het. As hulle sê, ja, maar Vader verhoor nie my gebede meer nie, hy praat nie meer met my nie. Maar waar het jy vir God gelos? Gaan terug en gaan kyk waar het jy hom gelos, waar het jy hom agtergelaat. Dit is net daar waar jy hom weer sal kry. En ja, die wegraping gaan kom wanneer die getal van die gelowiges mos nou vol is, Jesus se kerk. Dan gaan Jesus terugkom en dan gaan hy ons almal kom haal. En dan kom daar 7 jaar se groot verdrukking vir hierdie aarde, waar God nie teenwoordig is nie. Dan is dit die opstanding van die anti-kris en ja, dan kom al lelike dinge, maar hou net aan op die goeie pad, die regte pad, die pad na Vader toe, en dan het jy nie nodig om jouself daaroor te bekommer nie. Maar ja, dit gaan baie lelik wees. Dus kan ek een van die tyd, ek gaan bietjie gaan lees daaroor, maar kan ek jou een van die tyd van dit vra, want dit klink nou vir my baie interessant. Ja, is als reg, Eldien. Moet my net nie weer kos soek om ambush soos wat jy nou gemaak het nie. Okay, ek is jammer, ek sal nie weer dit doen nie. Nee, ek grap net. Shame. Ek is jammer dat ek in die hospitaal kom soek. Ek weet jy is seker moeg en jy wil seker rus en alles. Nee, is als reg, weet jy wat, nee, soos ons sê, ons moet nie moeg word om God se woord te deel nie. Sê maar, ek wil dit uitstel vir môre en môre kom nie. Of ek is dalk dood, of jy is dalk dood, of Jy sien, ek sê maar, soos môre kom nie. of die wegraping het plaasgevind wat jy nou net van gepraat het. Amen, dan sal ek nie in hierdie pyn wees. Ja, dis waar, né? Ja, Dink jy ons gaan verheerlikte liggame hê sonder enige pyn en enigiets? seker, ja. Wat is 'n verheerlikte liggaam nou? Ek neem aan dis 'n liggaam soos wat God het. Of Soos Jesus het. Ja, God het nie 'n liggaam, Ja. Jesus het een. ja, ek bedoel dit. Ja, ons het 'n verheerlikte liggaam. Okay. Geen skete of pyne of niks nie. Sjoe, dit moet amazing wees. Dit gaan amazing wees. Ek wil so graag deel wees van dit. Hou net aan met die goeie werk en hou aan om God te loof en te prys en om sy pad te volg. Want jy sal jy verseker deel wees daarvan. En Chris, jy lyk in baie pyn. Ek wil net vir 'n bietjie water aangee. Dat jy net 'n bietjie, wil jy 'n bietjie water hê? Yes, dit sal gaaf wees, dankie. Okay, daar's jou water. Dankie. Eldien, was dit nou al wat jy wou geweet het, of God afvat? O nee, jammer Chris, nee, dit is actually glad nie waar ek vandag wil praat het. Ek wil eintlik, laat ek begin by my eerste vraag. Wie is God regtig volgens die Bybel? Eldien, dis 'n baie belangrike en baie goeie vraag daai. Jy sien, volgens die Bybel, is God die skepper van alles. Nou ek onthou dit. Jy sien in Genesis 1 vers 1 lees ons mos. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Jy sien, hy is die bron van lewe, hy is die bron van lig. Maar hy is nie net die skepper nie, weet jy? Hy is ook almagtig en heilig. Hoe weet ek dit? Eldien, jy sien, ons lees dit tot in die Ou Testament. Ek dink Jesaja 6 vers 3 staan daar. Heilig, heilig, heilig is die Here almagtig. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. So jy sien, Eldien, dit beteken hy is volmaak, regverdig, sondeloos, heilig. Weet jy wat nie, God is net amazing. God is ook die begin en die einde. Ons lees dit in Openbaring 22 vers 13. Dit staan ons geskrywe daar. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. So jy sien, wat dit beteken, hy is buite tyd en is vir ewig dieselfde. Hy verander nooit nie. So, dis pragtige woorde. So hy is almagtig en heilig en naby ons. Alles. So, Ja, dit's net soos jy daar sê.
Jy sien, hy is nie 'n afgeleë God wat ons ignoreer nie. Hy het 'n diep betrokke in ons lewens en wil 'n verhouding met ons hê. Verstaan jy, partykeer maak dit my hart eintlik so seer, nee. As 'n ou ook so deur die Bybel lees, veral ook in Genesis met die volk Israel, hoe die Here hulle uit nood uit gehelp het en dan gaan die klomp Israeliete weer in. Hulle val van die pad af, kan jy maar basies so sê. En dan, weet jy, dan kom God na hulle toe, hoor jy sê, okay, kom ons sorteer nou hierdie saak met mekaar uit. Weet jy, God het so 'n behoefte om 'n verhouding met ons te hê. Dit is regtig net asemrowend verby. Ek meen, daar het die God dan gesê, ook in die woord, ek dink dit is in Johannes 3 vers 16 staan om ons geskrywe vir ons. En ek dink dit is 'n versie wat elke ou in sy hart regtig moet graveer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vir die wat in hom glo, maar nooit verlore sal gaan nie. Jy sien, ek weet nie jong hoe te verduidelik nie, jy moet eintlik regtig dit self lees. En dan regtig die Heilige Gees vra om dit vir jou te openbaar. Dis 'n liefde vir 'n mens. Ja, regtig, ek meen, as jy ook kyk na Jesus se bediening op aarde, dit is net verstommend hoe hulle regtig met ons as mens 'n verhouding wil hê. En weet jy wat, nee, ons as mens beteken eintlik niks. Wie is ons? Wie is ons regtig? So 'n almagtige God, 'n drie-enige God, mag om 'n verhouding met ons te wil hê. Dat hy sy seun gee, sodat ons vir ewig kan lewe. Jesus Christus wat sondeloos is, niks verkeerd gedoen het nie, wat al ons sondes op hom gevat het, aan 'n kruis gaan hang het vir ons. Ek meen, as 'n mens dit nie kan raak sien nie, en as jy dit nie kan waardeer en dit kan lief hê nie, nee, dan is jy heeltemal regtig verlore. Ja, en dan spot die mense nog op met God, né? Ek het gesien daarso by die Grammy Awards, al die verkeerde dinge hoe die mense die duiwel geloof het. Dit was baie hartseer geweest. Ja, Jaldien, selfs soos ek jou gesê het, God gee 'n mens jou eie wil. So, ja, God sal seker maar, ons moet eintlik net bid vir hulle, né? Maar God sal wel met hulle van hulle afrekenskap vra, ja. So. Ek sien, Chris, ek het nie geweet jy het 'n Bybel saamgebring nie. Ek sien jy het 'n Bybel in die hospitaal. Natuurlik, Jaldien, dis in my padkaart. O, ek het nie geweet jy vat jou Bybel saam. Vat jy dan jou Bybel oral heen as jy iewers heen gaan? Oral. Ja, soos ek sê, dis my padkaart, dis my hulpbron. Dis my dis wat my kan bemoediging gee. Dit gee my wysheid, dit gee my raad. Ja, en dit help my ook soms om nie van die pad af te raak nie, né? Kan jy ook van die pad af raak? Ons is nog steeds almal mens, Eldien, en ons is nog almal in 'n sondige natuur en ons sondige lewe en liggame. So, ons almal maak foute, ons almal doen nog elke dag sonde. Daar's niemand van ons wat perfek is. So, Chris, terwyl ek nou daaraan dink, né, en omdat ek jou Bybel nou gesien het en alles, hoe gaan jy Sondag preek? Of gaan jy afvat? Eldien, ek kan nie afvat nie, want soos ek sê, God vat nie af nie, so wie gee my die reg om af te vat? Gaan jy nog steeds preek? Verseker, God se woord moet ons uit. God se woord moet verkondig word. Ek is ons nog nie dood of stom nie. Ek kan ons nog praat. Dis amazing. Wow, ek is sommer baie trots op jou. Okay, kom ons kom terug by my vragies. Ek wil weet, hoekom sien mense God so verskillend? Wat sê die mense oor wie God is? Jy weet, Eldien, omdat mense geneig is om van hulle self 'n prentjie te skets van wie God is of hoe God lyk of hulle wil hulle eie dingetjie mos maak, hulle eie verbeelding. Jy sien, ons lees in Romeine 1 vers 22. Terwyl hulle voorgegee om wys te wees, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verruil vir beelde en verganklike mense. Jy sien, sommige mense sien God as 'n wensmasjien. Byvoorbeeld, ek wens ek wil die, of hulle sien hom soos 'n tellybank. Jy wil net jou kaart indruk en nie die hele tyd geld trek, jy wil net hê.
En dit is mos nie regtig reg om dit van God te verwag nie. Jy sien en anders sien hom weer as 'n harde regter wat net straf, wat daar reg staan om jou 'n paar houe toe te eien. Maar dit is nie wie God is nie. Weet jy, dit is hoekom weer eens so belangrik is. Lees jou Bybel. Bid elke dag. Kom in 'n kerk saam met gelowiges sodat jy daardeur meer en meer van God kan leer. En dit is hoekom hy sê, wie wysheid kort kom, laat hulle dit van die Here vra en die Here sal hom gee. Bid vir wysheid om te sien wie God is. Gaan soek God. God is 'n regverdige, liefdevolle Vader, 'n skepper van die hemel en van die aarde en van ons. Hy is die Alfa en Omega, die Yahweh, Here ons God. Regtig, jy moet dit lees, jy moet vir jouself ervaar. Maar weer eens, as jy saam gelowiges is en by hulle leer wat God vir hulle al geleer het, vra wat op jou hart gaan wees. Maar voordat jy dit vra, het God jou klaar geantwoord. Verstaan jy, dit is hoekom dit so belangrik is. 'n Mens moet nie jou eie prentjie skets van God nie, want jy gaan dit nooit reg kry. En in elk geval is dit nie reg nie. Gaan soek God in die Bybel, gaan lees wie hy is. En obviously kan jy by Jesus self gaan hoor wat sê hy, wie is die Vader? Want ek meen, hoeveel keer staan dit nie in die ek dink 4 evangelies van Jesus nie, wat hy alles van die Vader sê nie. En ons kan mos die Vader sien in Jesus, want soos Jesus is as die Vader, en dit is wat Jesus sê. So, wat is jou prentjie van Jesus? Daar kan jy sien, daar kan jy vir jou prentjie skets, want Jesus het op die aarde geloop, hy het mens geword. So daar kan jy mos so sien wie is God. Verstaan jy die verskil? Ja, so 'n bietjie. Ek sal maar nog 'n bietjie gaan dink oor wat jy nou gesê het en dan sal ek vir my volgende vraag gee oor dit. Okay, so sê vir my, hoekom ervaar mense God so verskillend? Dis presies hoekom ek vir jou nog so sê. Die mense lees nie hulle Bybel nie. Hulle leen hulle ore uit. Hulle hoor net wat hulle wil. En natuurlik daai ou vyandjie van ons wat met sy leuns en goeters in jou oor kom praat en kom valse woorde sprei en al daai dinge. En natuurlik, dis omdat ons ervarings, ons siening van God vorm. 'n Mens wat baie genade ervaar het, sien God as 'n liefdevolle Vader. Maar iemand wat deur baie swaar kry gegaan het, hy dink dalk weer dat God is wreed en onbetrokke. Nou, dit maak sin nogal, né? Want dit is wat mense se opinies omtrent God is. So, kan ons God regtig ken of is hy 'n misterie? Eldien, ek dink as God 'n misterie was, net ons nie 'n Bybel gehad nie, want dan sou hy mos 'n misterie gebly het. Dis waar. Sien Eldien, ons kan hom ken, maar nie ten volle begryp nie. Hy openbaar homself deur sy woord, deur Jesus en deur die Heilige Gees. Sorry. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en my vind, en as julle my met julle hele hart soek. Dis 'n baie mooi versie. Ek gaan dit bietjie skryf hierso. Jeremia 29 vers 13. Julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart soek. Dis regtig 'n pragtige versie. Ek dink ek gaan dit highlight in my Bybel. Chris, wie is God vir jou? Vir jou, Chris Boysen? Hy is vir my alles. Hy is alles. Hy is my anker in swaar tye, hy is liefdevol, hy is my alles. Ek meen, ons almal gaan deur woeste waters en het al deur woeste goed gegaan. En weet jy, die enigste wat my nie verlaat het nie, is hy. Jy moet maar verskoon as ek so 'n bietjie krap. Ek weet nie wat het hulle my gegee nie, maar dit laat my verskriklik dik. Nou, ek kan sien. Jammer. Jy sien, ek het al ervaar hoe hy my dra in moeilike omstandighede. Jy sien, Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Hy is nie net 'n konsep of 'n godsdienstige idee vir my. Hy is 'n lewende realiteit. Soos ek sê, hy is my alles. Ja, Chris, ek wil net weet, né, ek wil hê dat God vir my ook 'n realiteit moet wees.
Hoe bou 'n mens 'n verhouding met God? Aldien ek het jou al baie gesê, hoe bou mense 'n verhouding met God? Jy begin deur jou Bybel lees. Jy begin om hom in jou hart toe te laat, in jou gebed, in alles, sit jy hom eerste. Jy sien so eenvoudig soos dit, soos jou verhouding met jou man, om hom beter te leer ken het, moes jy mos meer tyd met hom gespandeer het. En so het jy hom beter leer ken. Presies soos met Vader. Hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer tyd in sy woord. Weereens, ek weet nie hoekom ek daarop hamer nie, maar lyk my jy luister op met een oor soms. Gemeenskap van die heiliges, om mekaar op te bou en te groei. Dit is tyd, en hoe meer tyd jy daaraan gaan spandeer, hoe beter gaan jou verhouding word met God. So beteken, ek wil nou net mooi verstaan, hè, gemeenskap van die heiliges, beteken dit om nou weer saam met mense kerk toe te gaan en sulke dinge? Nou, maar nie net kerk toe nie, selgroepe. Ek meen, jy het nie net iets nodig om selgroep nie. Gaan saam met jou Christen vriende, gaan drink koffie, of gaan vir 'n fliek, of iets in daai lyn, maar verstaan jy, dan is julle mos net die hele tyd besig, en julle is in die gemeenskap. En so bou julle mekaar op. Ek dink dis 'n goeie plan. Ek sien Irma, wat daar by jou kerk is, ek het uitgevind haar naam is Irma. Ek dink sy lyk na baie nice vrou. Ek gaan haar vra of sy sommer wil gaan vir koffie. Sy's baie kwaai hoor. Kwaai. Ja. So, okay, maar ek gaan nou nie om haar kwaai te wees, ons gaan vir koffie gaan. Ek sal maar kyk. Chris, die ander vraag wat nou by my opgekom het, nê. Jy het gesê God is jou alles. Maar as God jou alles is, nê, waar was jou vrou en jou kinders in jou verhouding met God, en as God dan jou alles is? Aldien weer eens gaan ek terugvat na die woord toe. En die woord sê, soek allereers die koninkryk van God, en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. So daar staan nie, soek allereers jou vrou of jou kinders of jou werk of jou wat ook al nie, soek allereers God. God is nommer 1, en hy moet altyd nommer 1 bly. En al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Maar jy sien, ek is regtig so 'n gelukkige huwelik in dit. My vrou is ook 'n Christen, so ons weet presies waar ons met mekaar staan, maar ons weet ook dat God eerste staan. So dien en loof en prys julle die Here dan saam? Natuurlik. Hulle sê ons, couples that praise together stays together. Dis baie mooi woorde. Ja. So, ek dink ek sal daai onthou. Okay, ek hoor gereeld mense sê God is liefde. Wat beteken dit presies? Dit beteken net presies wat dit sê. God is liefde. En dit beteken ook nie net dat die liefde iets is wat God doen nie. God is liefde. Dit is wie hy is. Soos ek kom weer terugkom wat is dit gewees? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. God is liefde. En dit is hoekom ook ek glo die Vader nog wag voordat hy Jesus terugstuur om ons te kom haal. Want hy wil niemand sien vergaan. Hy wil hê almal moet hulle bekeer. Ons sien tot in 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Jy sien, dit beteken sy hele wese is gegrond op liefde. Met liefde is ons gemaak. God is net liefde. Dit is, en jy kan dit actually sien as 'n werkwoord ook. 'n Werkwoord? Ja, want hoe werk God nie in jou hart nie? God werk ons met die vrug van die Gees ook. O, en ek onthou jy het gesê dis 'n doenwoord ook. Ja, dit is 'n doenwoord, ja. Okay. Maar as God dan liefde is, nee, hoekom laat hy slegte dinge toe? Ek dink dit is 'n moeilike vraag, maar dink daaraan so. God se liefde beteken dat hy ons van alle lyding en goeder gaan spaar nie. Hy het ook vir ons met ons vrye wil gegee. En soms bring ons eie keuses of ander mense se keuses swaar kry en ongerief en wat ook al in ons lewens. Dis nie God nie. Onthou die vyand loop ook rond soos 'n brullende leeu en hy wil soek wat hy kan verniel en
en verskeer. En obviously kan jy mos daar sien niks van liefde nie. Maar jy sien sy liefde is getoon ook deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Dat hy gegee het vir ons om gered te word. Jy weet my Chris, 3 maande terug, voor ek nou regtig met jou begin gesels het nie, sou ek nie vandag hier gesit het nie. In fact, ek sou nie eers jou kom kuier het in die hospitaal nie, want ek sou net nie omgegee het nie. Ek was net nie so tipe persoon gewees nie. Maar ons het al oor die vrug van die gees gepraat en actually, nou dat ek daaraan dink, eerste een wat ons discuss het was liefde. Maar wat ek nou vir jou gesê het, ek onthou nou, ek wou gesê het, maar dan sou ek eintlik hel toe gegaan het, want ek het nie die Here in my hart gehad nie soos wat ek hom nou ken nie. Ja, Eldien, jy kan bly wees dat God jou kom aanraak het, né? Ja. Jy weet ons in 1 Korintiërs 13 vers 13 staan daar ons geskrywe. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie 3. En die grootste hiervan is liefde. So, dis baie mooi, maar ek het nog een vraagie van liefde. As God liefde is nie, hoekom voel hy dit soms vir my of hy so ver is van my af? Aldien, God is nooit ver van jou af nie. Dis weer eens soos ek nou vir jou gesê het, God is so ver soos wat jy hom maak. Dit is ons as mens wat God verhou. Ons, soos ek nou vir jou gesê het, ons beweeg weg, ons beweeg in sonde in. En onthou net een ding, God hou niks van sonde nie. God draai sy gesig teen sonde, sy rug. So, dit is nie God wat ver is nie. Dit is ons as mens wat God verlos. Jy sien, en die sonde natuurlik bring vir ons skeiding tussen ons en God. Maar ja, gelukkig mos, deur Jesus se bloed is ons vrygekoop. En daar staan in Romeine 8 vers 38 wat sê dat niks kan ons van sy liefde skei nie. So, dis baie mooi woorde. Chris, wag dat jy lyk ongemaklik. Kan ek jou kussing vir jou gou 'n bietjie regskuif hê? Nee, ek is okay, dankie. Is jy seker, want jy lyk vir my baie pyn het. Ja, maar ek kan dit dan nog 'n bietjie eindig, so dis fyn. Okay, ek sien jy het hierdie oulike dingetjie, wat gebeur as jy daai knoppie druk? Dit is soos 'n pain injection. Help dit? Natuurlik, hoekom lyk vir jou of ek so half drowsy is, nee. Okay, sorry. Okay, nou wil ek ietsie anders weet. Ek ken mense, heelwat mense actually, wat baie kwaad is vir God. Hoekom gebeur dit? Aldien, weet jy, ek kan nie regtig daai vraag antwoord nie, ja. Elke ou het mos sy eie pad wat hy volg, elke sy pad wat hy loop. Ja, baie mense glo nie eers aan God nie, wat nog daarvan. Jy sien, baie mense blameer ook vir God, as hulle swaar kry. Ek weet ons kan kyk na Job. Job? Ja, Job 2 vers 10 sê, moet ons dan die goeie van God aanneem en nie ook die slegte nie. Jy sien, mense dink dikwels God is verantwoordelik vir hulle probleme, terwyl dit dikwels die gevolg is van 'n gebroke wêreld, van ander mense se sleepplanne. Ja, so jy sien, ek persoonlik kan weet ook nie, hoe kan 'n mens God blameer vir enigiets nie. God is aan liefde. Hy het nie gesê ons gaan nie swaar kry nie, maar weet jy, hy het ook beloof hy sal ons nie alleen laat in ons storms nie, né? Jy sien, ek glo ook dat dalk miskien verstaan mense se God se plan nie so goed nie. Jy sien, ons sien in Jesaja 55 vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Jy sien, ons is net 'n klein deel van die prentjie. En weet jy wat net, God is die pottebakker, ons is die klei. Hoe kan ons vir ons maker kwaad word? Hoe kan ons vir ons maker sê, maar hoekom het jy my nie so gemaak of so nie? Hoe kan jy God bevraagteken? Die woord sê ook, jy moet vergenoegd wees, vergenoegd met wat jy het en wie jy is. En ja, God sal jou opbou. Maar ja, ek kan nie daai vraag vir almal vra nie. Dit is maar mense wat seer gekry het en dan sukkel hulle maar weer om hulle vertroue in God te stel. Maar weet jy, dit is actually so gevaarlike pad.
daar's baie mense, soos ek nou vir jou gesê het, daar's baie mense wat nie eens in God glo nie. Hulle sê mos, dit is maar net 'n verhaaltjie, 'n veeverhaaltjie of iets in daai lyn. Maar weet jy wat? Ek glo liewers aan God. Wanneer die dag kom, wanneer ek my laaste asem uitblaas, dan weet ek waar gaan ek wakker word. So ek sien nie dit as tyd wat ek gemors het nie, om aan hom vas te hou het nie. Maar sê maar, jy doen dit nie, en jy is verkeerd. Waar gaan jy dan sit? Dis 'n baie diep vraag daai. So ons moet leer om God te vertrou, selfs al verstaan ons nie alles nie. Presies. Vertrou hom met alles. Ek meen, as Jesus dan sy lewe vir jou Eldien, gegee het, hoe kan jy hom nie vertrou nie? Hoe kan jy hom nie lief wees nie? Hoe kan jy jou rug op hom draai? Hoe kan jy van hom sleg praat? Hoe kan jy nie vir mense vertel van sy goedheid, sy grootheid, sy liefde, sy genade? Vir wat vir ons voorlê nie? Ek het ons laas vertel van die feesmaal wat vir ons voorberei word. 'n Feesmaal, hierdie allerheiligste, vir ons voorberei word. Hoe kan jy nie daarna wil uitsien en net wil jubel en juig nie? Ja, ek sien actually baie daarna uit. Ek wil nog een van die tyd meer daarvan hoor. Maar okay, kom ons kom terug by vandag. Hoekom stel soveel mense nie belang in God nie? Hoekom gee hulle nie om oor God nie? Ek kan nie dit verstaan nie. Jong Eldien, jy kan dit ook seker maar terug draai na Noag in die ark toe. Daar is so baie, jy sien, die mense die wêreld begin lief hê. En dan draai jy jou rug op God. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God van hierdie wêreld het die sinne van die ongelowiges verblind. Jy sien, hulle is vasgevang in hulle rykdom, plesier, hulle selfbevrediging. Soos ek sê mos, hulle het die wêreld begin liefkry en hulle het God verlaat en van hom vergeet. Soos ek mos gesê het, God is 'n gentleman. Hy sal nie teen jou wil kom skop nie. Jy sien, mense ignoreer God omdat hulle nie regtig verandering wil hê nie. Hulle wil maar dieselfde bly, hulle wil die joys van die hier en die nou wil hulle geniet. Jy sien, en dan, jy raak so gewoond aan jou sondige natuur, dat jy heeltemal blind en doof word vir God se woord en vir God se waarheid. So ja, dit is die mens, en ja, soek allereers die koninkryk van God, kom ek maar net weer terug op daai woord, en dan sal jy nie en ja, eintlik sê God ook, ons moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie. Want onthou, ons is net bywoners. Ons trek net die deur. Ons ewigheid kom, die nuwe Jerusalem. Daarop moet ons vas staan en nie die dingetjies van die aarde nie. Sal jy my een van die tyd kan vertel van die nuwe Jerusalem? Want jy het nou al 'n paar keer daarvan gepraat en ek weet nie eintlik waarvan jy praat nie. Ja nee, ek kan verseker, Eldien. Okay. Op 'n later stadium. Chris, hoe kan ek regtig seker wees dat God werklik bestaan? Daar's soveel mense wat sê hulle glo net in die wetenskap en nie in God nie. Eldien, dis 'n goeie vraag. Een van die duidelikste bewyse van God se bestaan is die skepping self. Ek as jy hier by die venster uitkyk, wat sien jy? Ek sien hierdie pragtige vallei met die bome. Dit lyk so rustig hier by die hospitaal hier by jou, né? Jy is seker gelukkig om elke dag saam met Maar wat sien jy? Ek sien die natuur, ek sien die wêreld, ek sien liefde actually. Waar sien jy die liefde? By die voeltjies? Ja. Jy sien, Eldien, dit is hoe jy moet nou weet, God bestaan. Kyk na jouself in die spieël. Hoe jy het nie net boef en nie is jy nie. God het jou gemaak. Ons lees in Psalm 19 vers 2. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Jy sien die werk van sy hande. Jy net so om jou kyk. Alles het God gemaak. Ek meen, hier is by die see. Weet jy, dit is nog 'n ander verbasende ding. Hier is by die see, jy kan die see sien. Maar weet jy,
dit is nie soos 'n dam wat iemand gebou het nie. Gewoonlik as hulle mos damme bou, is daar mos 'n lek hier of 'n lek daar en water gaan ergens te heen. Maar weet jy, die see loop nooit leeg nie. Het jy al so daaraan gedink? Nee, ek het dit net as vanselfsprekend aanvaar. Dat die see net maar altyd daar is. God het die see gemaak. Ja, dis ek om die water nêrens heen gaan nie, dit bly in die see. Ja, en die see word nie droog nie. Ja, en al die skepe wat op die see gaan, hulle vertrou maar net dat die water daar gaan wees, né? Jy sien? Jy Sjoe. sien? Chris, wat van die mense en soos wat ek op skool geleer het wat sê dat die wêreld deur evolusie ontstaan het en dat ons nie God nodig het as 'n verklaring nie. Aldien dis baie mense verskil. Maar selfs wetenskaplikes erken dat die heelal 'n begin gehad het. Jy sien, alles wat 'n begin het, moet 'n oorsaak hê. Die Bybel leer ons dat God daardie eerste oorsaak is. Maar ja, jy sal mos nou daai mense kry wat nie in God glo nie. En hulle sal maar nou net wil stry, omdat stry is. Maar baie mense het ook 'n persoonlike ervaring van God se ingryping in hulle lewens gesien, hè. Genesing, beskerming, leiding. En weet jy, as daar nie meer mense soos ek en jy is, wat lewende belydenis vir die Here is. Jy lewe, is dit nie al klaar vir jou 'n bewys dat daar is 'n God nie? Kyk Ja. hoe jou, ek moet sê, Eldien, kyk oor hierdie laaste rukkie, hoe het jy al verander? Ek weet nou, ek nou net al by die werk is, so ek weet nou nie hoe laai jy jou bord nie, maar die laaste wat ek gesien het is, jy gee onverander. Jy stel ander regtig hoor as jouself. Jy sê asof jy jou pad uitgaan om ander mense net gemaklik te laat voel. Ja. So jy sien, hoe gebeur dit? Ja, ek het nie so daaraan gedink nie. Dit is nogal waar en ek seker jou been gaan vinnig genees met God wat hier by jou is en jou help. Verseker, ja, verseker. Alles is in sy hande. Ek wil nog ietsie vir jou vra van slegte dinge, nê? Hoekom keer God nie dat slegte dinge met ons gebeur nie? Ek verstaan net nie lekker dit nie. Eldien, God is almagtig, soos wat ek jou mos al gesê het, né? Maar hy het ook ons eie vrye wil gegee. As jy mos nou weet, as jy te veel drink en bestuur, kan dan mos nou 'n ongeluk gebeur en jy weet wat, dan kan daar iets slegs mos gebeur. Nou kom die vraag terug, het God dit toegelaat of het jy self besluit om so te gaan sit en drink en te bestuur? Ons is nie God se skuld nie. En God het ons ook nie robots gemaak nie. Hy het ons eie vrye wil gegee. Maak dit vir jou sin? Ja, dit is waar. Sê gou vir my, ek onthou ons het al oor die wedergeboorte gepraat, nê? Wat beteken dit nou eintlik? Nadien, dit beteken om 'n nuwe geestelike lewe te begin. Jesus het in Johannes 3 vers 3 gesê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Jy sien, dit beteken nie 'n fisiese geboorte weer nie, maar 'n geestelike een. Wanneer ons ou sondige lewens agterlaat en 'n nuwe lewe in Christus begin, jou sondes gaan bely, hom aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, en dit bely, dan is jy mos nou weer 'n geboorte, of weer 'n gebore, sorry, hierdie medikasie maak my so 'n bietjie drowsy. Maar ja, dan het jy mos nou oorgegaan van die lewe, van die dood af na die lewe toe. Dit is mos nou weer 'n geboorte. Het Jesus aangeneem as jou saligmaker en jou verlosser. So dis hoe dit gebeur. Deur geloof in Jesus Christus en deur die Heilige Gees. En wanneer ons hom aanneem as ons verlosser, maak God ons harte nuut. Soos wat hy my hart nuut gemaak het. Net so. Want ek is voel bietjie anders as wat ek gevoel het 3 maande terug. Ja, wel ek moet sê, jy lyk al meer gelukkiger en ja, en weet jy wat nogal met hierdie nuuskierige vraag van jou, kan jy sien jy wil groei in die Here. Dankie Chris, ek waardeer dit. Baie mense sê hulle wil God se stem hoor, maar hoe praat hy met ons? Ek weet jy dit al vir my verduidelik nie, maar verduidelik net vir my, hoe praat hy met ons? Ja, daar's verskeie maniere. Ja, jy sien, weer eens kom ek terug, die belangrikste is sy woord, die Bybel. Jy sien in Johannes 10 vers 27 sê,
My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Vader praat met jou deur ander gelowiges, deur te bid, deur sy woord te lees. Dit is hoe hy met jou praat. Maar hoe kan ek weet dis regtig God wat met my praat en net my eie gedagtes? En aldien God se stem sê jou nooit teen sy woord ingaan. Hy sal altyd vir jou laat dinge doen wat positief is en wat lewe gee, en nie wat kwaadheid is nie. Hy praat ook deur sy Heilige Gees, deur ander gelowiges, soos ek nou vir jou gesê het, en selfs deur die omstandighede. Jy sien, wanneer ons bid en tyd in sy Bybel spandeer, leer ons om sy stem beter te herken en mooier van hom te hoor. So, okay, ek sal dit onthou. Chris, hoe sal jy geloof beskryf? Aldien, daai is maklik, want dit staan in die Bybel. En dit is 'n ding wat jy ook actually kan uitprint. Hebreërs 11 vers 1. Geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, dit beteken om God te vertrou. Selfs wanneer ons nie al die antwoorde het nie, al die dinge kan sien, maar ons weet wat ons weet. God lewe. Sy seun lewe. En die Heilige Gees werk in ons. Weet jy, ek sê altyd, jy kan nie, soos jy nou ook, maar ek dink daar's baie mense ook, so nuuskierig wees en vra oor die Here. En natuurlik ook Jesus se naam bely as die Heilige Gees nie in jou is nie. Jy kan nie, want hoe gaan jy van hom praat? Die Heilige Gees leer ons mos. Ek het nie so daaraan gedink nie. Maar beteken dit dan dat ons nooit mag twyfel, nie? Nee, geloof beteken dat ons nooit vra het nie, maar dat ons God bo ons omstandighede vertrou. So dis okay, ek verstaan. Dit maak nie saak wat met my gebeur nie, ek wil nog steeds God vertrou om na my te kyk. Jy sien, God laat gewoonlik daai slegte goed wat 'n mens oorkom, kan hy gebruik vir iets goeds. Jou operasie. Ek het gesien jy het Mankma geloop 'n hele rukkie al. En toe ek gehoor jy het geval. Ja, my vrou het my stoel onder my uitgeskop. Ek glo nie dit nie. So, en nou kan God dit gebruik, want dalk gaan jou knie nou heel wat beter wees as wat hy was voor die tyd. Ja, nee, dit nie is. Nou kan ek, want ek het nog 'n paar studies wat ek moet doen, wat ek nie by uitkom nie. So ja, nou gee God my eintlik daardie tyd om my studies te voltooi. Dis interessant, ek het nie so daaraan gedink nie. Dis mos by WOX wat jy leer, né? Dis reg, ja. Ja, okay. Ek sien, by the way, ek sien jou kerk, JCR MTS het 'n YouTube kanaal en ek sien jou preke word ek nou daar uitgesaai. Dit is regtig amazing. Julle groei nogal baie, julle kerk. Weet jy, dit is alles in die Here se hande en dit is alles net genade uit die Here. En weet jy, ons is eintlik regtig so bevoorreg om dit te kan doen. Ek weet nie of mense regtig besef wat se voorreg dit is om God se woord te kan bedien. Dit is regtig, ek meen, soos ek nou vir jou weer skets, daai prentjie soos wat ons begin het, wie God is, wat God is, wat hy alles gemaak het. En dan weet jy, dan kom hy en hy vertrou ons as mens toe om sy woord te verkondig. Is dit nie amazing? Ja, dit is nogal. Ek het, by the way, ek het gesubscribe op julle YouTube kanaal, ek hoop jy gee om nie. Nee, natuurlijk nie, jy moet dit share met jou vriende. Ja, ek sien daar's jy en ek sien daar's professor Aubrey Burger en ek sien daar's pastoor Pieter Boysen. Is of dokter actually, ek sien hy's nou dokter. Ja. Is hy familie van jou? My broer. Ja, broer. Yep. Was julle albei is Christene? So was julle in 'n Christelike huis groot geraak? Ja, ons almal het. Dit is amazing. En ek sien daar's nog ander mense ook wat partykeer daarso praat. Ek sien daar's YouTube shorts van pastoor Barry Bredenham en nog 'n paar ander mense. Hulle is almal deel van julle kerk. Ja, nee, ons is almal daar besig. Ons is almal daar doen nog met God se woord. Wow, dis amazing. Sê gou vir my Chris,
Hoekom moes Jesus sterf? Hoekom was daar nie 'n ander manier gewees nie? Al die nie wat ek van weet nie. Die Bybel sê in Jesaja 53 vers 5, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons sondes is hy verbrysel. Jy sien, ons kan nie onsself red van sonde nie. So Jesus het in ons plek gesterf, sodat ons met God versoen kan word. Maar daai is in die Ou Testament. Die Ou Testament, natuurlik deur die profete, is ons al geprofeteer dat die verlosser gaan kom. So sy dood was nie 'n tragedie nie, maar 'n plan. Dit was 'n redding vir ons. Redding. Ja, om ons te kom red, om ons te versoen met Vader. Dis kom ek vir jou sê, hoe amazing is God. Hy gee sy seun, hy gee alles om met ons te versoen. Regtig, waar het jy dit gedoen? Weet, wat byvoorbeeld jou baas? Jou baas sal jou nie kom lekker om te kom werk nie. Ja. As ek by die werk is, is Nee, hy gaan nog jou geld aftrek as jy nie kom werk. presies. Maar sien, met God is dit anders. God wil jou hê. God sal jou meer betaal om sy werk te kom doen. Maar ek probeer maar net is vir jou 'n sinbeeld speel. O, soos die geld nie, dis Nee, God gee sy alles, net om met ons te versoen. Hy gee sy alles. so en dan is ons so wil net sê, ondankbaar. ons wil net sê, yes, Here, hier is ek, gebruik my. Okay. So, wat gebeur met ons as ons sterf, nadat ons gesterf het? Wat gaan nou regtig gebeur met ons? Hopelik hou ons 'n party. Jy seker darm nie dadelik as ons dood is, maar ek gaan nou môre dood. Ek gaan seker net dan by 'n party wees nie. Ja, maar gaan ons gaan seker- party. Vir my. Jy's dan dood, dan hou jy ons 'n party. Hoekom? En dan gaan jy ons na hemel toe. Jy moet ons fees vier. So, nou hoekom treur ons dan almal as ons 'n begrafnis hou? Aldien daai treur is ons maar nou net hierso op aarde, want jy kan ons daai mense mis. Sien in Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Jy sien, die Bybel leer ons dat ons of by God in die hemel sal wees, of van hom geskei sal wees in die hel. Maar daai is wat Jesus ons nou kom oorbrug het en vir ons kom regmaak. Hoe kan ek seker wees waarheen ek gaan? Ja, jy kan verseker wees, want jy gaan, as jy aan Jesus glo, om jou verlosser gemaak het en aangeneem het, kan jy op sy beloftes staan. Onthou net, sy beloftes is sy beloftes. In die Bybel is daar nie een leuen geskrywe nie. En dan kom ek weer terug wat ek laas vir jou gesê het. Die een wat nie eers 'n Bybel of 'n boek geskryf het nie, hoekom glo ons sy leuns, wat hy in ons ore wil kom fluister? Maar ons kan nie op God se woord van waarheid staan. Ja, dis waar. Ek sien is amper besoektyd is alweer amper verby en ek kon nou nie hulle jou tyd verder vat na besoektyd nie, want jy weet ek en reëls is nou nie baie goed nie. Ja, jy moet daaraan werk, hoor, reëls is daar gesit. Juis omdat dit reëls is. Ja, so hulle wil seker nou vir jou nog met die kos kom gee. Chris, dis vir my partykeer moeilik om mense wat my seer gemaak het te vergewe. Hoe kan 'n mens dit doen? En jy weet, ek weet nie hoe om van daai grudges ontslae te raak nie. Vas in gebed, Eldien, vas in gebed. Vas. Vas, ja. Wat's vas? Daaroor kan ons later praat. Vas is, jy weerhou jou van kos vir 'n dag en jy loop en prys net die Here. Liewer hou jy van kos? Ja, maar jy kan dit 'n bietjie gaan Google. Ons kan later daaroor praat. Dit is maar hoe dit is. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en vol deernis teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. As ons onthou hoe God ons vergewe het, dan help dit ons om ander te vergewe. En ek dink Petrus het ook vir Jesus gevra, as my broer teen my 7 keer gesondig het, hoeveel keer moet ek hom vergewe? Toe sê Jesus van nee, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Jy sien, dit is hoe merkwaardig daardie stukkie ook uitstaan. Hoekom sou Jesus nou juist vir hom gesê 7 maal 70 keer? Want ek glo Jesus het geweet hoeveel keer ons gaan kom vergifnis moet kom vra by God die Vader.
En onthou, as jy daai mense nie vergewe het nie, gaan jy, soos wat party mense dink, hulle gebeure gaan net in die plafon vas. Dit is wat gaan gebeur. Want die woord sê ook, as jy iets teen jou broer het, of hy teen jou, sit jou offergawe neer, gaan maak eers reg met hom, dan bring jy jou offer na die Here toe. So jy moet hom eers gaan vergewe, en jou saak regmaak met hom, voordat jy na God toe kan kom, om sy vergifnis te kan, aan deel te kan hê. Maar as hulle nooit kom jammer sê nie, Sê jy jammer, al is dit nie jou skuld nie, sê jy jammer, dit gaan jou in elk geval laat beter voel. okay. Jy sien, en vergifnis is ook nie vir hulle onthaalwe nie. Dit is vir jou eie vrede en vreugde. Hoe bedoel jy is vir my eie vrede en vreugde? Okay, as jy nou nie vergewe nie, jy loop hulle nou raak hier by 'n geleentheid of iets. En nou het jy nie daai een of daai persoon vergewe of iets nie. Ek meen daai hele moed van daai geleentheid gaan ons nou anders te wees. Want julle albei gaan met julle neus in die lug loop, moenie vir my kyk, moenie vir my praat nie. Jy weet, dat daar gaan 'n atmosfeer wees. Jy gaan nie regtig in vrede en vreugde kan lewe nie. Happy-go-lucky wees nie. Want jy dra daardie swaar las saam met jou rond. En weet jy wat, nee, Jesus het gesê, bring daai goed na my toe. Hy sal dit ons vir ons dra. Hy het dit in enigheids vir ons aan die kruis gaan dra. En gaan klaarmaak, volbring. Dit is hoekom jy moet vergewe, sodat jy beter kan voel. Dit is dieselfde soos jy drink gif en dan hoop jy dat iemand anders doodgaan. Ja, okay, ek het nie so daaraan gedink nie. Wat is die belangrikste gebod wat die Bybel sê? Want ek sien daar so baie gebooie en ek weet nie eintlik wat die belangrikste ding is wat 'n mens moet doen nie. Aldien ons Here Jesus Christus het vir ons dit mooi kom stel. In Matteus 22 vers 37. Jy moet jou Here, jou God lief hê, met jou hele hart, siel en verstand. Dit is die grootste gebod. En die tweede ene is om jou naaste lief te hê, soos jouself. Nou dis waar die vergifnis inkom en mense lief te hê. Dit is wat, okay, nou maak dit vir my 'n bietjie beter sin. Presies. Liefde is die kern van Christense lewe. Dis hoekom ek vir jou gesê van geloof, hoop en liefde. Liefde So dis bly hoe staan. God wil hê ons moet leef. God is liefde. Sien jy dit? Ja, dit maak nou soveel beter sin. Chris, ek sien die tyd is nou verby besoektyd, so ek gaan nou maar gaan. Ek hoop jy gaan gou beter raak en ek hoop jy gaan sommer gou terug wees by die werk want ons mis jou en daar's niemand wat nou check dat ek my reports doen elke dag nie. Maar jy moet dit mos doen. Jy moet mos weet, jy werk vir die Here, jy werk nie vir mense nie. So Jy het nie nodig dat iemand oor jou skouer moet kom kyk nie. Jy moet mos dit doen asof jy dit vir die Here doen. Regtig? Ja, regtig. Okay, ek het nie so daaraan gedink nie. Nog iets vir jou om aan te dink. Ja, ek het baie dinge. Hierdie gesprek het my oë bietjie oopgemaak vir 'n paar heelwat dinge. Okay, Chris, maar baie sterkte en ek hoop jy gaan gou beter op, hoor. Ek sien jou weer. Geen probleem nie. Dankie Aldien, dankie weer eens vir die snacks. Maar kan jy vir my asseblief volgende keer koue koeldrank bring? Okay, ek sal vir jou koue koeldrank saambring. Aldien, voor jy weghol, kom ons bid net gou saam. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om u kinders te wees nie. Vader, dankie dat u vir ons kom wys het wat liefde is. Here, dankie dat u liefde is. Dankie dat ons by u kan kom leer hoe om lief te wees. Vader, versterk ons in die dinge waar ons nog kort skiet. Vader, en kom help ons regtig om so meer en meer ook van u te leer. Here, gee vir ons daardie wysheid, daardie insig om regtig, Here, te lewe soos kinders van die allerheiligste God. Vader, ons loof u, ons prys u en ons dank u. In die wonderlikste naam wat ek ken, Yeshua Mashiach. Dankie, Abba Vader. Amen. Amen. Chris, is jy nou seker jy gaan Sondag preek? Ja, Eldien, ek is seker. So ek kan maar kom na 90 Amsterdam Hoek, Ryland, Blouwaterbaai toe om jou daar te sien. Jy mag. Hoe gaan jy loop? Moenie worry nie. Okay, ek gaan maar wag vir die surprise. Dis hy. Wees net seker, daar gaan 'n diens wees. Okay, dis pragtig.
Chris, ek hoop jy raak gou gesond en ek sê vir jou vrou, maar ek sal haarself bel net 'n paar dankie te sê dat ek hierdie tyd kon spandeer het saam met jou. Alright, geen probleem, LD. Dankie Chris. Alright, bye. Vriende, as enige van julle nog bemoediging of gebed of enigiets nodig het, skakel my gerus op 083-232-2442. En die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Shalom. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Die Here is my God en my redder, hy hou my voet van struikeling. Dis hy wat krag gee, dis hy wat bewaar, hy kan nie sluimer of slaap nie. Hy is die skepper van die hemel en aarde, dis sy hande wat alles so hou. Dis sy oë wat sien op die aarde, dis sy liefde vir my en vir jou. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Wil en prys met die trom en die snare, net die beste is reg vir hom. Al my krag en my wil en my denke, my alles behoort net aan hom. Hy is getrou, hy gee my liefde, elke dag is my lewe 'n fees. Deur sy liefde ontdek ek die lewe, wat 'n voorreg om sy kind te wees. Ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ja, ek behoort aan Jesus, ek behoort net aan hom. Ek behoort aan my Vader, ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek kan nie wag dat hy moet kom. Ek kan nie wag dat hy moet kom. Swart, wat kan die vyand maak? Ek is 'n koningskind, deur die bloed gebind, hy is my goed gesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die Gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Hy is die koning wat weer kom, meer helder as die son, almal buig voor hom. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God.
met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Kyk die koning kom, draai terug na hom, die lam van God. Ja, die koning kom en ons word deur hom 'n man van God, 'n vrou van God, soldaat van God. Ek is 'n koningskind, deur die bloed gebind, hy is my goedgesind. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, soldaat van God. Met die wapenrusting aan, voorwaarts in sy naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam en die gees as ons vlam, 'n man van God.